so baie vir die voorreg wat ons het om net vanaand by mekaar te kan kom. Here, ek bid net so dat die woord wat vanaand sal uitgaan, in elkeen van ons harte sal kom huisves, dat ons nie sal ignoreer wat U vanaand wil sê nie. Here, dankie dat U iemand is wat vir ons sê wat U wil hê en ons nie laat soek vir antwoorde altyd nie. Dankie dat U vir ons so duidelik kom wys wat ons moet doen in die boek van Openbaring en dat ons net rarig in U moet vertrou en dat ons net moet weet, the battle belongs to You. Here, ek vra dat enigiets wat ek sê wat nie van U af is nie, net oor ons koppe sal vlieg en dat alles wat van U af is, net rarig in ons harte sal kom woon. Ons is so lief vir U en ons sien uit om te sien wat vanaand gaan gebeur. In U naam alleen bid ons dit. Amen. Ek gaan nie vir julle jok nie, toe Tannie Suzelle vir my vra, Zia, gaan jy praat oor Openbaring? Het my maag 'n lelike bokspring gemaak, want Openbaring is in my opinie 'n regtig moeilike boek om te verstaan, maar dankie Jesus, dis een van die makliker gemeentes en is regtig so eenvoudig uitgelê vir ons. So ek wil hê julle moet asseblief antwoord as ek vra. Wat is julle idee van 'n perfekte Christen? Iemand wat lyk soos Jesus? Nog iemand? Iemand wat vrug dra? Nog een? Going once? Okay. So, hoe ek dink 'n perfekte Christen lyk, is glad nie naby aan wat julle dink nie, maar dit beteken nie julle is verkeerd nie, ek is eintlik verkeerd. So, hoe ek uit 'n wêreldse perspektief iemand sien wat 'n perfekte Christen is, sien ek iemand wat voorspoed ervaar, iemand wat suksesvol is, iemand sonder probleme, iemand wie se lewe in lyn is, iemand wat daai kar het, daai huis het, daai gitaar het, alles. Basically, wat vir ons vandag bekend is as prosperity gospel. Maar julle weet dit is glad nie so nie. En wat interessant is dat die kerk van Smyrna glad nie niks van hierdie gehad het nie. Inteendeel, hulle was arm, hulle was belaster, hulle was vervolg en hulle het rarig swaar gekry. Maar vanaand gaan ons bietjie kyk oor die kerk van Smyrna en ons gaan 'n overview doen. Dit gaan lekker kort en kragtig wees, want dit is regtig 'n eenvoudige kerk. So, Tannie Suzelle vat ons baie mooi deur Openbaring. En daar's 6 dinge wat Jesus elke keer vir die kerke kom sê, of wat in die versies is. So ek lees uit Revelation 2 verse 8 to 11. To the angel of the church in Smyrna write, These are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Okay, so nommer 1 wat Jesus kom doen, is hy sê vir hulle, wie is ek? Wie is Jesus Christus? Revelation 2 vers 8, I am the first and the last. So voordat Jesus vir die kerke sê, ek sien jou pyn, ek weet waar jy gaan, sê hy eers vir hulle wie hy is. Hy is die eerste en die laaste. En by dit wil ek ook sê, hy beheer die begin en die einde. Hy ken pyn en hy ken ook self die dood, want hy het dit oorwin. So Jesus sê, ek weet waardeur julle gaan, want ek was self ook daar. En hoe maklik dink ons nie, nee, Jesus ken nie ons pyn nie. Niemand weet hoe ek sukkel nie, want daai persoon se pyn is nie so sleg soos myne nie. Hoeveel keer doen ons dit? Ek doen dit baie. Maar Jesus verstaan, want hy ken vervolging, hy ken vals beskuldigings. Hy ken verwerping, hy ken pyn en hy ken die dood, want hy het dit oorwin. Maar omdat hy leef, hoef ons nie bang te wees vir wat vir ons voorlê nie. So die tweede ding wat Jesus kom doen, is
Hy bring vir die kerk 'n prys. So hy prys hulle vir iets voordat hy vir hulle sê wat hulle verkeerd gedoen het. En die Bybel sê, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. So Jesus sien twee dinge hier. Hy sien hulle swaar kry en hy sien hulle armoede. Mense het dalk nie gesien hoe hierdie kerk gesukkel het nie. Ek bedoel, hulle was maar net daar. Niemand het geweet wat se pyn hulle ervaar het nie. Maar Jesus het dit gesien. En dan sien hy hulle armoede. So vir die van julle wat nie weet nie, in daai tyd was Caesar die koning gewees. En hy het vereis dat almal hom moes aanbid het as God. As jy hom aanbid het as God, was jy deel van die ekonomie. En in daai tyd, as jy deel was van die ekonomie, het jy baie geld gemaak. Maar omdat hierdie kerk nie hom aanbid het nie, they did not stand for idol worship. Idol worship being a cheap substitute for God. Hulle het gesê, nee, ek sit my voet neer. En omdat hulle dit gedoen het, was hulle nie deel van die ekonomie nie, en hulle was arm, en hulle het swaar gekry. Maar Jesus sê vir hulle, maar julle is eintlik ryk. Nou daai maak nie vir my sin nie, want hulle is arm, maar hulle is ryk. En hulle is nie finansiëel ryk nie, hulle is geestelik ryk. Hulle verhouding met die Here was soveel sterker as hulle bankrekening, as ek dit so kan stel. En dit laat my so dink aan Matteus 5 vers 3, dit sê, Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God, the poor in spirit. En kan enige iemand behalwe die tieners, want hulle weet wat die antwoord is, vir my sê wat dit beteken om arm van gees te wees? Arm in jouself? Nog een? Niemand? Okay. So, wat dit vir my beteken, as ek hierdie vers interpreteer, is dit, to reach a space of mind where you realize you only need God. En ek dink die Here sê vir hulle, julle is eintlik ryk, want julle is op 'n plek waar julle kan sê, ek is al wat julle nodig het. So, al het hierdie kerk niks op aarde nie, beloof die Here vir hulle, yours is the kingdom of heaven. Ewige lewe saam met hom. Dit klink vir my soveel beter as om 'n kar te hê of 'n groot kerk. Ek weet nie, dit klink soveel beter. En ons leef in 'n wêreld waar ons waarde gemeet word aan hoeveel vriende ek het, hoeveel followers ek het, wat se kar ek ry. Ek voel ek hak vas op die karre, ek's jammer, maar die punt is daar, wat se huis ek het, en ongelukkig is dit nie hoe die Here jou sien nie. Jou waarde is nie in wat jy het op hierdie aarde nie. En hy vra, is jy getrou? En ek voel dis iets wat altyd opkom as ek moet preek, dis, is jy getrou? Kan jy vir die Here alles los om hom te volg? Of gaan jy terughou? Gaan jy terughou aan hierdie stertjies? God soek iemand wat getrou is. Wees arm van gees. Kom op 'n plek waar jy kan sê, ek kort letterlik net vir Jesus, en ek is okay daarmee. Julle weet my gunsteling quote is, if God is all you have, then God is all you need. En dit is waar die kerk van Smyrna was. So die derde ding wat Jesus vir die kerke kom sê, is hy sê vir hulle waar hulle tekort skiet. En dis die amazing deel van alles, die kerk skiet nêrens tekort nie, dis een van die 2 gemeentes waarmee Jesus geen fout gesien het nie. Maar dit beteken nie hulle lewe was maklik nie. Al was hulle uitdaging nie sonde nie, was hulle uitdaging uithou vermoë, volharding. Soms dink ons, as my lewe moeilik is, beteken dit, God is kwaad vir my. As my lewe moeilik is, doen ek nie geloof reg nie. Inteendeel wil ek sê, as jou lewe moeilik is, doen jy geloof 100% reg. Die vyand raak so vinnig bedreig deur ons as ons intree vir wat God vir ons het. As jy in jou roeping intree, as jy Bybelstudie doen, as jy letterlik net in 'n verhouding met hom beweeg. Die vyand raak bedreig. En ons sien dit in die Bybel. Matteus 7 vers 13 tot 14. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. John 16 verse 33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world.
2 Timothy 3 verse 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Baie kere swaar kry nie 'n teken dat God weg van jou af is of hy's kwaad vir jou nie, maar is 'n teken dat jy hom getrou volg. Is 'n teken dat jy die duiwel verskriklik bang maak vir jou, want hy weet wat God deur jou kan doen. So Jesus sê vir die kerk, wees vol, of hê volharding, hê uithou vermoë. Die vierde ding wat hy kom doen, is hy sê vir hulle hoe hulle moet reageer. En as dit subtitle daar het ek gesê, hoe moet ons reageer? So Jesus is baie eenvoudig. Hy sê vir hulle wat hulle moet doen. Die eerste een is, do not be afraid. En die tweede een is, be faithful. En die Bybel sê, be faithful until death. So moenie bang wees, kom ons praat daaroor. Hoeveel keer is ons so bang vir wat Jesus gaan doen, want ons weet nie wat hy gaan doen nie, baie. En die interessante ding oor vrees, is dit haal jou fokus van Jesus af. Jy kry tunnel vision, jy sien net al die sleg en jy sien nie die goed nie, jy sien nie die groter prentjie nie. Jy begin sink, soos Petrus, toe hy sy oë van Jesus afgehaal het. En dis nie 'n lekker plek om op te wees nie, want soms kan ons nie swem nie, en dan verdrink ons. Die tweede ding wat Jesus sê, is wees getrou. Nie net wanneer dit maklik is nie net wanneer jy die dag in 'n goeie by is, of jy's lus om content te wees nie. Elke dag, selfs tot die dood. Dit beteken niks is belangriker as Jesus nie. En ons het gepraat daaroor by die jeug vanoggend, sal jy 'n bullet vat vir jou vriende? Ons is ernstig, sal jy 'n bullet vat vir jou vriende, of sê ons dit net? Want as ons eintlik daaraan dink, dit is wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. So hoekom is dit vir ons so moeilik om daai faithfulness te return? Hoekom kan ons nie ook faithful wees nie? En ek dink ons moet almal, dis dalk 'n baie harsh truth, maar ons almal moet op 'n punt kom vir ons bereid is om vir Jesus dood te gaan. Want persecution gaan kom, vervolging gaan kom, en jy moet op 'n punt wees om okay daarmee te wees as jy jou lewe moet gee vir Jesus. Ons ervaar dalk nie vervolging, so Smyrna nie, maar ons beleef 'n ander tipe druk. Druk om in te pas, druk om stil te bly oor ons geloof, druk om ander mense gelukkig te maak en ek sal later met God deel, hy kan wag. Of druk om sonde te normaliseer. Want dit is 'n regte ding, dit gebeur elke dag, ons almal gaan deur dit. Maar die Here sê, wees getrou en moenie bang wees nie. En dit is veronderstel om ons krag vir ons te gee. Die vyfde ding wat Jesus vir hierdie gemeentes kom sê, is hy sê, wat is die gevolge van ongehoorsaamheid? En hier is iets baie besonders, Jesus noem nie 'n spesifieke straf nie. Hoekom? Want hierdie gemeente in Jesus se oë was hulle perfek. Daar was niks om hulle voor te waarsku nie, hulle was righteous in God se oë. Maar die implikasie bly steeds baie duidelik. As jy sou opgee, of as jy net jou oë van Jesus sal afhaal, as jy hom sou verloon, sou jy jou ewige beloning verloor het. En ons sien dit deur die hele Bybel, ongetrouheid bring verlies. Eerste voorbeeld, Judas. Hy was nie getrou aan Jesus nie, en wat het gebeur? Hy het een van sy beste vriende verloor, en hy het sy eie lewe verloor. Getrouheid bring lewe. Ek dink so aan die parable of Lazarus the poor man in Lukas 16, en dit is nie dieselfde Lazarus wat uit die dood opgewek was nie, maar die storie gaan net, hierdie man was so arm, maar hy was faithful, hy was nie bang nie, en hy was getrou, hy was alles, en wat het hy gewen? Ewige lewe. Elke dag maak ons keuses. Gaan ek nou vir Jesus kies, of gaan ek gemak kies? Gaan ek nou waarheid kies, of gaan ek kompromie kies? Gaan ek gehoorsaamheid kies, of gaan ek gewildheid kies? En dit voel so klein keuses, maar ons besef nie, hierdie keuses kan ons hele lewe verander. Die 6de ding, wat Jesus kom
sê is wat hulle beloning is. Wat is die beloning vir die wat oorwin? En Jesus gee hierso 2 ongelooflike beloftes. Die eerste ene is die kroon van lewe. En hoe ek altyd die kroon van lewe gesien het, is as jy na Engeland toe gaan, daar's 'n museum, die koningin se kroon is daar. Dit is wat ek gedink het is die kroon van lewe. Ek is net mooi, goue kroon, paar edelsteentjies hier en daar, maar dit is nie. Die kroon van lewe is nie 'n goue kroon soos op aarde nie, dis die beloning van ewige lewe saam met Jesus. En dan die tweede ding wat hy vir hulle sê, is as hulle beloning is die tweede dood, sal hulle glad nie skade aandoen nie. Die eerste dood is fisies, maar die tweede dood is eternal separation from God. Jesus sê, wie my vertrou, hoef nooit daarvoor bang te wees nie. So, vanaand was 'n baie kort boodskap, maar ek voel die opdrag is redelik eenvoudig. Wees getrou en moenie bang wees nie. Kerk van Smyrna is 'n amazing voorbeeld vir hoe ons vandag moet optree. So wat beteken Smyrna vir ons vandag? Ons leef nie onder dieselfde vervolging nie, maar ons almal beleef 'n stryd. Elke persoon hierso fight hulle eie battles. Sommiges van ons wag op genesing. Ons wag op financial breakthrough. Ons wag om genees te word van depressie of angs, 'n klomp goed. Ons voel alleen. Ons verstaan nie waarom God doen wat hy doen nie. Ons kan nie die groter prentjie sien nie, want ons het tunnel vision. Maar Smyrna herinner ons vanaand dat Jesus jou raak sien. Hy sien jou. Hy ken jou pyn. Hy het reeds die dood oorwin. Jou omstandighede bepaal nie jou waarde nie. En getrouheid is baie belangriker as gemak. Soms moet ons goed doen wat ons uit ons comfort zone uithaal, sodat ons vir almal kan wys dat Jesus ons nommer 1 is. En ek dink as Jesus vandag vir Soteria 'n brief moes skryf, sou dit so gegaan het. Ek ken jou lewe, nie net wat mense sien nie, maar jou trane, jou vrese, jou gebede en jou stryd. En hy sê dieselfde aan Smyrna, moenie bang wees nie, bly getrou. Ek is die eerste en die laaste. Ek het die dood oorwin. Hou vas aan my en ek sal vir jou die kroon van lewe gee. So ek bid dat ons gemeente nie net 'n gemeente sal wees wat sterk lyk nie, maar dat ons 'n gemeente sal wees wat volhou, selfs wanneer dit moeilik raak. En ek dink ons moet so 'n bietjie activation doen vanaand. So die kerk van Smyrna het eers soveel moeilike tye gegaan. Maar dink julle hulle het alleen deur daai slegte tye gegaan? Nee, hulle het nie. Hulle het mekaar gehad, nommer 1. Nommer 2 sal ek sê, hulle identiteit in Christus dit was sterk. En dan sal ek ook sê, hulle het bekragtiging deur die Heilige Gees ontvang. So ek gaan vra dat julle in omtrent so groepies van 4 of 3 opdeel en dan vir mekaar bid vir die volgende. Nommer 1, kom lê die fondasie van ons identiteit weer in Christus. Kom ons plaas ons identiteit in hom, want dan gaan dit makliker wees om te fight, want jy weet wie jy is in Jesus. Tweede wil ek hê ons moet bid vir volharding, veral as dit moeilik raak. Want ek weet, ons almal fight ons battles en soms is dit moeilik om aan te hou. Ek is daar op die oomblik. Ek het soveel goeters wat gebeur met skool en studies, maar die Here sê volhard, bly getrou. En dan wil ek ook hê ons moet bid vir strong godly friendships. Dat ons mekaar sal opbou wanneer dit moeilik raak. Dat as ons sien my vriende sukkel, dat ons na hulle toe sal gaan, nie met opinies of raad nie, maar met die woord. So julle kan in julle groepies opdeel en bid. Mense, kom ons draai soms na mekaar toe, wat 'n amazing oomblik net, en ek gaan jou vra, draai net so, miskien so 4 na mekaar toe. Ek wil regtig nie hê dat daar 2 is nie, so 4 by mekaar. Miskien kan julle die stoele sommer so uit mekaar uitsit.
En is so mooi, elke keer as ek die woord identiteit, dan dink ek aan Hanlie wat ons leer van identiteit. Maar kom ons bevestig dit vanaand vir mekaar, en mekaar se lewens, identiteit in Christus, volharding en vriendskappe. Kom ons bid dit vir 'n oomblik, daarna gaan ek ons verder begelei, maar kom ons bid vir identiteit. Kry jou identiteit terug in Christus.
mense, ek wil jou net vanaand, terwyl Zia so gepraat het, ek wou haar nog inlei, maar ja, ons is besig met die boek Openbaring en ons is nou so 3 weke in en soos hulle dit ingelei en laasweek het ons gepraat oor Efese en vanaand oor Smyrna en ons moet praat oor Pargabus en dan Philadelphia en dan paar ander name, maar ek wil jou nooi vanaand, het voel so, as ek net kan byvoeg in hierdie amazing gedeelte wat Zia vir ons so eenvoudig uitgehaal het. Ek so trots op haar. Ons skuil so weg van die Openbaring, ons dink is so ingewikkeld. Maar hier is 'n jong mens wat vinnig net, die Bybel sê, hy wat Openbaring lees sal geseënd wees. En ek wil jou challenge vir volgende week, gaan lees bietjie die 3de brief. Gaan lees hom net. Gaan kyk wat sê die Here vir jou. Gaan lees die 3de brief wat skryf. Maar ek voel vanaand that there is people in this church that God is saying, and you need to hear it, that you are Smyrna. Bedoelende, God is proud of you. He boasts about you. Sometimes we just feel in our lives that, it's another thing, it's another move, it's another thing, and I need to do. God is just saying, stop. Just stop and just listen that I'm telling you, I'm proud of you. You are my righteous. I'm proud of you, what you're doing, how you pray, your solitude, your time alone with me, your heart, everything. I'm proud of you. And while Zia is just preaching tonight, I'm just feeling I need to confirm that word, that tonight there's some people who's sitting here, I'm Smyrna, and God is proud of you. And you need to take it tonight, want ons is so, dit is so moeilik om 'n compliment te vat. And God is giving you a compliment tonight that He's proud of you. And you need to embrace it tonight. And mense, compliments has never killed anyone in this life. If someone compliments you, you just need to tell me more, give me more. And now God is telling you tonight, I'm proud of you. And you wondering, I'm sitting in, I'm feeling far away of God. Your heart, He knows your heart, and He said, I'm proud of you, that you are so, jy dryf, jy soek na my. Gaan vanaand huis toe met hierdie gedagte. Ek is Smyrna, and God is proud of me. Dankie Zia. Wat 'n boodskap, en ek weet dit is diep. Ek weet dat ons moet eintlik nie praat oor Openbaring nie, maar mense, dis die eindtye en almal wonder daaroor. Nou weet jy iets meer van Openbaring na vanaand. Is nie so difficult nie, dis eenvoudig. Gaan lees die 3de brief voor volgende week en kom voorbereid. Kom voorbereid kerk toe. Kyk wat doen die Here in jou. Wees nie bang nie. Jy, this week, don't be afraid. Maar bly getrou. Bly op daai lyn. Sê nee vir wat jy moet nee sê. Bly op die lyn. Bly getrou. Bly in jou baan. Bly aan hardloop. Bly aan opstaan. Bly aan bid. En dan is jy nie bang nie. Die mense, ek kry die laaste 3 weke so soeibrand. Wat soeibrand in Engels? Haatbin, ek weet dis Engelse mense, maar ek kry so 'n soeibrand wat ek fisies ervaar en ek maak dit geestelik. Dit brand hier, dit is sieklik van wat ek ervaar. Hier's iets boos wat jy net voor moet nee sê. Bly getrou en moenie bang wees nie. As jy gaan bang wees, gaan dit jou soeibrand gee, geestelik. Jy is lus vir niks nie, die koek staan na, die koffie is lus vir niks nie, dit steel jou lewenslus.
bly getrou. Ek ervaar so Smyrna. En is 'n mooi boodskap. Zia, beautiful. Wens jy wil nie so kort preek nie. Waar is jy? Daar's. So mooi, so lekker om na jou te luister. Jy's so gesalf, geseënd, maar kom ons kyk verby Ziaan. Kry die boodskap vanaand. Dis nie Zia wat sê, sy's jonk, is maklik vir haar om nie bang te wees nie. Nee, dis 'n boodskap van God af wat sê vir hierdie week, ek jou moenie bang wees nie. Leef asof ek jou God is. Leef asof ek jou Vader is. En dan bly jy net getrou aan dit wat ek jou voorvra. Jy sal verbaas wees. Mag die genade jou oorweldig vanaand, sy goedheid en sy guns, wat die begin en die einde is. Wat jou vanaand verseker, dat as jy doodgaan, dan is jy nie dood nie, jy sal vir altyd lewe. Want jy is by my, jy is geregverdig, jy behoort aan my. Ek het jou in die holte van jou hand, al gaan jy deur druk, ek is by jou. Ek sal jou nooit verlaat nie. Maar jy moet regop bly. Al waai die winde jou skeef en jy voel of jy wil breek, bly regop. Bly staande. En hou aan loop. Daar gaan baie bang wees stories na jou toe kom. Onthou jy, toe jy kind was en onder die tent, en dan praat ons oor spookstories, en hoe meer ons praat, hoe banger word jy. En so sê die Here, dis net stories wat jou gaan bang maak. As jy nie daarna luister nie, net op my vertrou, dan sal jy wees soos 'n pa, wat instap by daai kinders, en in jou oë is hy die braafste. Ek is nou nie meer bang nie, want hier is iemand. En so sê hy, ek is by jou. Loop hierdie week, asof jy nie bang is nie. Vertrou my regtig, en kyk wat gebeur. Ek bless jou met die Heilige Gees en sy teenwoordigheid, en Jesus se liefde wat jou sal omsingel om genuine diep vriende te kan maak, waarop jy kan vertrou en waar jy kan leen en kan staat maak en jou kan help ook. Hierdie week vir jou besonder sal wees, tot ons vir mekaar weer sien hier in hierdie gebou. Ons bid dit jou toe in Jesus naam. Amen en amen.